Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Kwartaal 2, inleiding. Nina Atchison is die outeur van hierdie kwartaal se lesse. Sy is die kurrikulumbestuurder en senior redakteur van die Alive in Jesus Sabbatskool kurrikulum by die Algemene Konferensie. Haar passie is om ander te inspireer en toe te rus om God diep en persoonlik deur sy geïnspireerde woord te leer ken. Atchison is getroud met Matt en saam het hulle 3 tienerkinders. Groei in 'n verhouding met God. Of jy nou as 'n Sewende Dag Adventis groot geword het of nie tussen die geloof, of jy al baie of min volwasse Sabbatskool Bybelstudiegidse gelees het en uiteindelik maak nie saak waar jy jou geestelik vandag bevind nie. Die onderwerp van hoe om te groei in 'n betekenisvolle verhouding met God is van kardinale belang. Hierdie onderwerp raak alle ander dinge. Jou beeld van God mag dalk besoedel of vaag geword het, indien wel, bid vir groter duidelikheid terwyl jy studeer. Jy mag wonder hoe om jou persoonlike stiltetyd, gebed en Bybelstudie te vernuwe, of jy mag nadink oor ander areas wat jou verhouding met God beïnvloed, soos die rol van trots en nederigheid, geloof en kennis, sonde en God se wet, bekering en vergifnis, hoe om vestings en terugslae te oorwin en hoe om ander aan te moedig in hulle wandel met God. Jou verhouding met God is jou belangrikste verhouding. Moenie uitstel om dit te bou, te versterk en so sterk as moontlik te maak nie. Nou, nie eendag in die toekoms nie, is die tyd om aan hierdie verhouding te werk, wat alles anders sal beïnvloed. Jou huwelik indien van toepassing, jou ouerskap indien van toepassing, jou vriendskappe, jou finansiële besluite, jou ontspanning, jou aspirasies en natuurlik jou ewige toekoms. Omdat hierdie onderwerp God se begeerte om in 'n verhouding met die mensdom te wees, die hele Bybel omvat, is daar baie verskillende invalshoeke, verhale en Bybelgedeeltes. Wat jou verhouding met God ook al vandag is, hierdie lesse is met jou in gedagte geskryf. Uiteindelik is die doel dat hierdie 13 kort gefokuste lesse jou liefde en toewyding aan Jesus Christus self herleef, naarmate jy hom hierdie kwartaal opnuut soek. Omdat die aard van hierdie onderwerp oor verhoudings gaan, lees hierdie volwasse Sabbatskool Bybelstudiegids 'n bietjie anders as vorige gidse. Die lesse is in 'n meer persoonlike styl geskryf, omdat dit gaan oor 'n persoonlike God wat jou persoonlik wil ken. Ellen G. White sê in Die Begeerte van die Eeue, bladsy 407, dat 'n konsekwente lewe in Christus 'n groot wonderwerk is. Die Bybel gebruik die beeld van 'n wedloop om die lewensreis met God te beskryf. Ons beloning is 'n onverwelklike kroon, 1 Korintiërs 9 vers 24 en 25, en die ewige lewe saam met ons God. Ons geestelike wedloop is 'n maraton, nie 'n naloop nie. Daar mag tye wees wanneer ons ophou hardloop of selfs plat op ons gesig val. Dit gebeur, en wanneer dit gebeur, staan ons eenvoudig weer op en gaan aan. Ons moet volhard, ten spyte van die beproewinge en swaar kry wat onvermydelik kom. Hebreërs 12 vers 4 tot 11. En ons hardloop nie hierdie wedloop alleen nie. Ander hardlopers wat Jesus en sy woord liefhet, hardloop saam met ons. Die belangrikste is dat Jesus beloof het om vir ons die helper te gee. Johannes 14 vers 16 en 17 sê vir ons, en ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid, die Gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien nie en hom nie ken nie, maar julle ken hom, want hy bly by julle en sal in julle wees. Johannes 14 vers 16 en 17.
Ons hardloop nie die wedloop van die lewe alleen nie. Die Helper is nie net by ons nie, maar woon ook in ons om ons te versterk en te onderhou terwyl ons hardloop en ons oë gefestig hou op Jesus, die leidsman en volëinder van die geloof. Hebreërs 12 vers 2. Terwyl ek skryf, bid ek dat die Heilige Gees op ons as individue en as 'n wêreldwye kerk sal werk om ons nader aan God te trek, soos nog nooit tevore nie. Want daar kan tog niks belangriker wees as om 'n sterk verhouding met God te hê nie. Laat ons dus saam studeer, om te leer, om lief te hê en om in hom te bly.